hoeke. As ons met hoeke werk, dan meet ons hoeke met 'n gradeboog. So dit wat jy nou op jou skerm sien, is 'n gradeboog. Ons gebruik hom om hoeke te meet. Nou daar is sekere deeltjies van die gradeboog wat jy mooi moet sien. Daar in die middel sien jy is 'n 90 grade en hier aan die kant is 'n 0 en aan die ander kant is 180. Ons gaan nou so 'n bietjie met hulle werk, so dis belangrik dat jy mooi moet weet waar hulle op die gradeboog is. So, sê nou ons het 'n hoek wat 90 grade is, dan lyk hy so, hy gaan van 0 tot by 90 grade. Sy naam is 'n regte hoek. So as 'n hoek presies 90 grade groot is, dan sê ons hy is 'n regte hoek. Dan, as ons 'n hoekie het wat kleiner as 90 grade is, hy lyk byvoorbeeld so, dan sê ons hy is 'n skerp hoek. So enige hoek wat kleiner is as 90 grade is 'n skerp hoek. Jy kan kyk na daai puntjie om jou te help. Daai puntjie word sommer nou skerp, hierdie enetjie. Dan sê ons dis 'n skerp hoek. Dan kan ons ook 'n hoek kry wat groter is as 90 grade. So hy eindig hier tussen 90 en 180. Dan sê ons dis 'n stomphoek. So jy kan weer na hierdie hoekie kyk in die middel. Daai hoekie gaan nou so 'n bietjie groter oop, so hy raak 'n bietjie stomper. So dan sê ons dis 'n stomphoek. En dan kan ons ook 'n hoek kry wat van 0 tot by 180 gaan en dit is 'n gestrekte hoek. Gestrekte hoek. Dan sê, kom ons kyk gou na hierdie prentjies. Dis nou presies dieselfde. Ons kyk net mooi hoe jy dit onthou. Juffrou begin altyd met my kinders met die regte hoek. Dis die maklikste enetjie om te onthou. As ons hom teken, dan sit ons so 'n vierkantjie in die hoekie om te wys dat hierdie ding is 'n regte hoek. Hy's presies 90 grade groot. Dan in die kant, as hy kleiner is as 'n regte hoek, dan sê ons dis 'n skerp hoek. En as hy so 'n bietjie groter is as 90 grade, dan sê ons dis 'n stomphoek. Dan, as hy reguit is, as jy jou arm so uitstrek in die oggend as jy wakker word, dan is dit 'n gestrekte hoek. Dis 'n reguit lyn, is 'n gestrekte hoek. En dan is hier nou 'n interessante enetjie. Sê nou maar daai hoekie gaan verby die gradeboog. Ons gradeboogie het nou net tot by 180 gegaan. So sê nou maar daai hoekie gaan nou so bietjie verby, dan noem ons dit 'n inspringende hoek. OK, dis 'n inspringende hoek. En dan kan daai hoekie heeltemal in die ronde gaan. So daai laaste prentjie wat jy daar sien, gaan reg in die ronde om. Dit is 'n omwenteling. Dis presies 360 grade. So reg in die ronde om is 'n omwenteling. Kom ons kyk gou na hierdie venster. Hierdie venster is nou 'n perfekte voorbeeld waar ons 'n klomp 90 grade hoekies kan gaan identifiseer. Ek gaan net vir jou so 'n paartjies wys. Kom ons kyk. Daarso kan ons enetjie sien. Daar's nog een. So hier is ons 'n hele klomp hoekies in hierdie venster. Hier's nog baie. Ek wys net vir jou so 'n paartjies. Maar hierdie is almal voorbeelde van regte hoeke. So hulle is presies 90 grade groot. Dis regte hoeke. Dan as ons hierdie enetjie kyk, dis nou hoe ons dit teken, hè? Ons maak so 'n vierkantjie in die hoekie, dan sê ons dis 'n regte hoek. Hierdie enetjie onthou is kleiner as 90 grade, so dan sit 'n skerp hoek. Ons kyk sommer na hierdie puntjie, dan sien ons ja nee, hy is 'n lekker skerp puntjie, so dis 'n skerp hoek. Daai enetjie is groter as 90 grade, so ons sê dis 'n stomphoek. Dan hierdie een is 'n reguit lyn, onthou ek strek my so uit. Dan sê ek my twee arms vorm 'n gestrekte hoek. Daar wys die vroutjie vir jou. Gestrekte arms, gestrekte hoek. Daai enetjie, onthou ons het gesê, is groter as 'n gestrekte hoek. Hy is groter as die gradeboog. Hy gaan nog verby die gradeboog. Dan sê ons dis 'n inspringende hoek. As jy dit wil onthou, dan sê ons sommer, die mannetjie spring in die swembad in. Hy duik in die swembad in. Dis 'n inspringende hoek. Daar gaan hy spring in. Inspringende hoek. En dan as hy reg in die ronde omgaan, dan weet ons is 'n omwenteling. So kom ons kyk gou na hierdie huisie. Hierdie is nou 'n tipiese voorbeeld wat jy in 'n toets of in 'n eksamen kan kry. Dan gaan jou juffrou of meneer vir jou sê, jy moet die hoekies binne in hierdie prentjie benoem. So kom ons kyk gou hier by A. Daar is ons A, dit lyk vir my soos 'n regte hoek. En by B, waar is hy? Hierdie is 'n stomphoek. Dan by C, hy lyk vir my ook soos 'n stomphoek. En waar is D hieronder? Daar is weer 'n regte hoek. En E, daai pyltjie wys vir ons daar na daai hoekie toe, dis weer 'n regte hoek. En F is hierdie puntjie hierso, lyk vir my soos 'n skerp hoek. En dan by G, daar by die skoorsteentjie,
Aan die buitekant is ook 'n skerphoek. En H is aan die ander kant van die skoorsteentjie, maar sien jy, hy is so 'n bietjie groter as 90 grade. So dis 'n stomphoek. En hierso is I by die deurtjie. Daai is definitief 'n skerphoekie. En die laaste enetjie lyk vir my soos 'n uitvangertjie, want ons kan nou, dit lyk amper soos 'n stomphoek, maar as jy jou kop so 'n bietjie draai, dan gaan jy sien hierdie is eintlik 'n regte hoek. Kom ons kyk gou hierdie enetjie, jy kan dit so ook kry, kan so 'n prentjie kry. Dan vra jou onderwyser vir jou, jy moet die hoekies identifiseer. So as ons hier na nommer 1 kyk, daai is 'n regte hoek. Ek het nie eens nodig gehad om te dink of om mooi te kyk nie, want daai vierkantjie wat daar geteken is, wys dit sommer dadelik vir my. En dan as dit 'n regte hoek is, dan is daai een langsaan by nommer 2 ook 'n regte hoek. Nommer 3 is definitief 'n skerphoek. Hy's kleiner as 90 grade, so hy moet 'n skerphoek wees. Nommer 4 is ook kleiner as 90 grade, so dis ook 'n skerphoek. Nommer 5 is daar langs daai regte hoekie op dieselfde lyn, so dan is dit ook 'n regte hoek. Nou interessant, kan ons 2 en 3 saam sit. So jy ignoreer nou hierdie lyn wat tussen 2 en 3 is, né? Jy ignoreer hom. So jy kyk nou na 2 en 3 saam. Nou as hulle saam gesit word, dan is hulle groter as 90 grade. So dan is dit 'n stomphoek. As ek 2, 3 en 4 saam sit, dan gaan ek ons nou hier by 2 begin. Ek ignoreer nou al twee hierdie lyne. So dan sit eintlik van hier af reg rondom tot daar. En dan is dit eintlik 'n gestrekte hoek. En as ek 1, 2 en 3 saam sit, kom dan begin ons hier by 1 en ons gaan om tot daar aan die einde van 3. So dit beteken as ek van 1 af gegaan het tot by 2, was dit 'n gestrekte hoek, maar nou gaan ek verby 'n gestrekte hoek, dan is dit 'n springende hoek. Dis hy. Ek hoop hier het gehelp.